Dis Palmsondag. As jy nie weet wat Palmsondag is, dis die Sondag wat hulle Jesus in Jerusalem laat inkom het, en die palmtakke en hulle baadjies en klere voor hom neergelê het, sodat hy in die stad kan indraai, en toe het hy uitgeroep en uitgeskreeu, Hosanna, Hosanna in die hoogste. So ek wil dit vir ons saam lees, Johannes die 12de hoofstuk van vers 12 of tot met vers 19. Hy sê, die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan, hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het die jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe was, moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk die koning kom en hy sit op die vel van die esel. Dit het hy die disciples echter eers nie verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit bygeval, dat hulle die dinge van hom geskrywe was, en dat hulle dit aan hom gedoen het. En die skare wat by hom was, toe hy Lazarus in die graf uitgeroep het, en hom uit die dode opgewek het daar getuig. Daarop het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het, dat hy hierdie teken gedoen het. En die Fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle, dat julle niks vorder nie, kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons, en dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanmôre sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vir ons sê. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus, en die volk van die Here sê, Amen. Ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou gesels rondom hierdie gebeurtenis, want daar's 'n paar dinge wat hier gebeur wat geweldig sin maak, 'n paar dinge wat gebeur wat my regtig in my hart aangeraak het. En die eerste ding wat gebeur het is dat om die profesie te vervul het Jesus gegaan, en hy het sy disippels laat gaan na 'n plek toe, na 'n man toe, om vir hom te sê, ons wil jou kar hê, ons wil jou esel hê, ons wil jou voertuig hê, ons wil dit hê wat hier staan. En hy het dadelik ingestem, want hy sê toe, as hy vra vir wie is dit, sê dis vir Jesus. En ek weet nie of jy ook 'n kar het nie, want jy beteken, kom op by jou en sê, kan ek jou kar leen? Dan seker ons vir jou kar verleen, ons het jy net sê, nee, dis okay. Jy weet, en ons bedoel het nie lelik nie, maar ek sien die ouens lag, maar ons is ons gewoon daarin, hier kom die ou en hy sê, hier is vir Jesus, en hy sê, is dat wat? En daardoor kom het by my hart op, dat hierdie man, wie se esel dit was, moes Jesus vertrou het. Hy moes gesê,
laat hy omvat, dis reg. En dadelik kom dit in my hart op, want Jesus kom van Betfage af, dis 'n plekkie net so op die Olyfberg wat hulle noem Betfage. En ek het nou vir die ouens gesê, die ouens wat in Israel was, weet die hele Olyfberg is nou grafte, want hulle glo dat as Jesus terugkom, gaan hy sy voet op die berg sit, en hulle moet eers opstaan, maar hulle vang nie die prentjie, maar in elk geval. Hier kom hy afgeraai en op 'n stadium draai hy en dan is dit so lekker styl afdraande deur die Kidronvallei binne in Jerusalem. En terwyl ek so besig is om voor te berei, besig is om hier aan te dink, toe vra die Here my, wat het jy in die pad gesit? Jy sien, ek gaan kyk, want hulle het geweet dat Jesus kom. En hulle het palmtakke gevat en hulle baadjies, hulle boekleed, en hulle het dit gevat en dit oopgegooi, laat hy daar oor moes loop, dat die donkie daar oor moes loop, nie eers Jesus self nie, maar selfs die donkie waar daar is, moes behoor dit loop, en dadelijk begin die Here met my te praat hieroor, wat het jy in die pad gegooi? Jy sien ons is so geneig om baie keer, dan kom ons en sê, Here, ons gee vandag ons hart en ons lewe, en Here, ons gee vandag al ons probleme, en ons bekommernisse en ons laste. Ons is so geneig om baie keer te kom en sê, Here, ek wil my probleme, my laste, hier by die voete neersit. Maar my vraag is nie vanmôre of jy jou probleme en jou laste daar neersit nie. My vraag is, wat het jy neergesit? Jy sien, dit is maklik om vanmôre te kom en jou probleme en jou struikelblokke en jou laste by hom neergesit, maar het jy al jou beste voor hom neergesit? Jy sien, dit maak 'n baie groot verskil, want terwyl ek hier aan dink, toe begin die Here met my te praat, en ek wil vanmôre met jou begin deel, soos wat die Here met my gedeel het gisteraand, terwyl ek voor hom gelê het, want ek sien hier op 'n stadium, kom hy met hierdie donkie afgery, en terwyl hy daar op die afdraand is, en Niklas moet goed 'n prentjie ek vir myself, hierdie prentjie in my gedagtes, van hoe dit moes gewees het. En hier hardloop manne voor hom, dan sit hulle 'n palmtak neer, en dan nog so netjie verder, dan sit hy sy baadjie neer, en so vat hulle hom van Betfage af dwars neer, tot by die bad van Bethesda, het hulle so met hom gedoen, en dan loop hulle rondom hom en skreeu, Hosanna aan die koning van die Hosanna aan die een wat gekom het, Hosanna aan die seun van Christus, en terwyl ek hierdie gedagte hoor, hierdie goed hoor, toe gaan kyk ek gou dadelik, want die woord Hosanna in die Hebreëse taal beteken praise be to, om lof te bring aan, maar in die Griekse taal beteken dit help my. En dadelik begin ek, of red my, nie help my nie, red my. En dadelik begin hierdie my gedagtes om te gaan, want hierdie Jode was op soek na koning, hulle was op soek na iemand wat hulle kon red van hulle omstandighede, hulle was op soek na iemand wat hulle as koning wil salf, want as hy koning is, dan kan hy oor hulle regeer, dan kan hy dinge oor hulle doen, en dadelik kom het by my op, want hulle skree uit, hulle roep uit, Hosanna, 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 aan hierdie koning, Hosanna, maar hulle het hom nooit gesalf as die koning, want het was nie God se plan nie. En dadelik kom die vraag by my op, wat het ek op die pad neergesit? Ek weet hoe ek in Israel was 1 jaar, dus die Palmsondag, en het was lekker, want ek het gegaan en ek het 'n palmtak gekry, en omdat die bure daar staan en verkoop die palmtakke. Vat die palmtakke, sit jou neer, sy tel hulle om jou op, of verkoop hulle om weer, jy verstaan, hulle is het omstel om goed, maar in elk geval maak die saak nie. Nou pak hulle die palmtakke so uit, en hier kom 'n voorstelling van iemand wat op 'n donkie ry, op die eselry, en ons het so saam hulle gestap, en goed was baie ryk geweest, maar terwyl ek besig is om hier na te kyk, toe vra die Here vir my, maar wat het jy in die pad neergesit? Jy sien, ons is so geneig om baie keer te kom, dan gee ons vir die mense ons slegste. Here, ek gee my probleme, my laste, my bekommernisse, my siekte toestand, en Here, ek gee vanmôre al hierdie klas van goed, maar die vraag het by my opgekom, het ek 'n struikelblok neergesit, of het ek vanmôre 'n lofprys neergesit?
Jy sien ons is so geneig om baie keer te kom met alles wat ons het, ons probleme, ons las, ons bekommernisse, maar ons gee nooit ons lofprysing en ons aanbidding en daardie vir Jesus nie. Terwyl ek hier aan dink, toe dink ek by myself dat hy sit hier op 'n donkie en hy moet deur die Kidron-vallei gaan om binne in Jerusalem te kom. Nou die Kidron-vallei het hulle gevat en al die offers se bloed en water en goed het in die Kidron-vallei afgeloop. En hy moet deur hom gaan om in Jerusalem te kom. So ek dink hulle voete was baie maal vuil as hulle deur die Kidron-vallei moes stap na Jerusalem toe. Maar daar water en bloed en goed, maar afgespoel. En ek dink baie keer was hulle voete maar so 'n bietjie dalk vol modder en dalk vol goed gewees. En die Here begin met my oor te praat van Jesus. Loop nie op die pad nie, maar hy ry op die val van die esel. Dis die eerste plek in die woord waar ek gesien het dat Jesus op iets gery het. Dis die eerste plek in die woord waar ek gesien het dat Jesus nie geloop het nie. Waar ek gesien het dat hy fisies op iets getel word en deur 'n plek gevat word waar daar modder en goed lê. En daarmee begin die Here met my daaroor te praat. Want jy sien, baie maal in ons lewens kom ons op sekere plekke waar ons nodig het om deur te gaan wat ons nie wil deurgaan nie. Ons kom baie keer op plekke wat ons weet, as ek hierdeur gaan ek my dalk besmet, dit gaan my vuil maak, dit gaan my maak dat ek kan voel, ek is nie op die plek wat God wil hê ek moet wees nie, maar weet wat, as ek op hierdie dier se rug kan sit, laat ek hier kan deurgaan, kan ek net maar vandag vir jou sê, Jesus sê, jy hoef nie vanmôre op die ene op 'n esel se rug te sit nie, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal jou vat, ek sal jou optel, ek sal jou deurdra, deur plekke wat jy nie wil wees nie. Daarom sê Psalm 23, al gaan jy ook deur 'n dal van doodskade weer, hoef jy geen onheil te vrees nie, want hy spreek jou, sy stap, dit vertroos jou, hy berei 'n tafel teenoor jou teestanders. En dadelik kom die gedagte by my op, want die vraag kom by my op, wat het ek in die pad neergesit? Ek wil gou 'n bietjie praat met die mouners. Niet julle ken julle mouners. Dis jy ons oor ons man. Ons sit dan in die kerk op. Sal vaar, dit moet jy wees. Nou sê jy nog my, yes, ek hou niks van julle praise en worship nie. Ek sê ek is so bly dat ons doen dit nie vir jou nie. Ons doen dit vir die Here. So ek hier om jy nou van hy, ek weet die Here hou daarvan, so dis altyd saam. Hoe weet ek hy hou daarvan? Want my Bybel sê God leef in die lofsange van sy volk. Dis dalk nie jou styl nie, dis dalk nie jou manier nie, dis dalk nie jou tipe musiek nie. Doesn't matter. He loves it because he enters into the praises of his children. Dadelik kom die vraag by my op, maar wat het ek op die pad neergesit? Bly my vanmôre hoor, want hierdie het my hart begin roer, en ek wil begin klaarmaak met terwyl ek hieroor praat. Jy sê met my hart geplaat is, soveel wat ek kan neersit. Soveel dinge wat ek vanmôre dink ek is, of pastoor, dink ek is 'n paar wat sou geld gooi, en sê, well, good luck. Ander woord sou, hulle baadjies neergooi, want is hulle trots, dis 'n bewys van ons. Ander het so 'n palmtak afgesny en neergegooi, want is die bewys van vrede, en van die niets wat kom. Maar net een, het sy lewe neergelê. En dit was die een, wat op die esel gesit het. Jy sê, ek is so bly, hulle het hom nooit gekroon as koning van die Jode nie.
of die koning van Israel nie. Want jy sien, dit sou 'n emotion gewees het van wie hy werklik is. Ek is so bly dat die Bybel sê dat die ouens wat daar was reeds hulle gewees wat gesien het hoe hy Lazarus uit die dood het opgetel het. Dis hulle wat geloop het en geskree het, Hosanna aan die koning van die konings. Hy wou hom vat en hom koning maak as gevolg van dit wat hy gedoen het. Hy was nie die koning oor wat hy gedoen het nie. Hy koning geword oor dit wat nou sou gedoen word. Dis snaaks dat vandag skree Hosanna aan die konings. 5 dae later skree die kruising. Selfe mense. Dis snaaks dat die Bybel sê hierso, die rabbi staan en kyk vir hom en hulle sê, kyk, almal volg hom. Kan ek vir jou sê, die mouers net so krediet gee op die gevolg. They had a problem with it. Kan ek het vanmorgen vir jou sê, moet nie vir my kwaad word nie, ons man en klaar partijke soort dinge, dat ons vergeet om te volg. Kan ek bespreek, dis nie om ons in verleden, of dis nie my wil, nee, gaan nie oor jou nie, gaan door my nie. Gaan waarom? Jy sien hier het my geweldig begin pla. Ek het na my lewe begin kyk. Ek het gaan begin kyk oor wie ek is. Ek het gaan begin kyk oor wat ek het. En ek gaan begin kyk oor waarmee ek besig is. En toe kom die vraag by my, maar wat het ek op die pad neergesit? Toe hy verby kom. Jy sê, die Bybel sê, jy moet die Here jou God hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Ons dien God baie keer met ons harte, ons verstand is daarvan. Of ons dien God betekent baie keer met ons verstand, ons hart is daarvan. Ons doen goed, omdat ons dink dis wat ons moet doen. Terwyl ek gisterand voor die Here lê, nadat ek opgestaan en na my sitkamer toe gestap, het op die koude teelvloer gaan lê. Terwyl ek op die vloer lê, sê ek, Here, ek wil vanaand my hele lewe voor U neer lê. En baie vra, wat gebeur as jy donkie op my trap? Dit gaan seer wees, maar ek gaan nie opgee. Ek weet hoe dit voel as 'n paard op jou trap. 'n Paard het so 3 keer op my rug getrap, eendag toe en afgegooi. Besluit ek gaan net laat die hart op die vas die toe. Stupid. Trap so 3 keer op my voor kan ek uit is. Wie wat? Dit was seer, maar kom opstaan. Dadelik begin die Here met my te praat oor, as jy jou lewe aflê, as jy jouself op die pad sit, as jy jouself, jou eie ek, weet is wat ek kan wees en wat ek nog gaan wees op die pad sit. Moet jy onthou, hulle gaan op jou trap. Dit gaan seer wees. Maar ek is liewerste op die pad in die grond en getrap en hy is met my. As wat ek bo op 'n berg is en hy is nou by my. Daar
maak snap ek iets. Jesus moes van die berg af in 'n dal gaan. Kidron vallei. He had to go down. En daarmee begin hierdie by my. Is dit nie presies wat met sy lewe gebeur het nie? Hulle wou hom nou self verskoon en 5 dae later te wil opkruis, te kruisig word. So pas op as jy gekroon wil word. Jy gaan gekruisig word. Pas op as dit met jou goed gaan. Maar dan gaan 'n plek kom waar jy weer gaan afstaan. Terwyl jy by jou oordeel te sê, Here, ek het niks meer om te gee wat waardevol is. Al wat ek het is myself. Snaaks dat ons maklik goed opgee wat nie waardevol is, of wat nie waardevol is. Het is nie maklik om iets op te gee wat waardevol is. En terwyl ek hier alleen dink ek, wauw, ek het so mooi blauw soet baadjie weer aan my kas aan. Ek gebruik hom net wanneer ek vergadering so goed toe gaan, want ek hou nie van 'n baadjie nie. Maar moet hom aan hê. Dan denk ek baie keer, dit was vrek nie. Dan denk ek baie keer, ek wonder of ek hom op die pad sal gooi. Met 'n donkie kan oorstaan. As jy, dit gaan nie oor die donkie, dit gaan oor wie op die donkie se rug is. Kan ek maar vir jou sê, as mense op jou trap, moenie worry oor die ou wat op jou trap, en gaan oor die een wie in sy hart is. Lewe het vanmorgen hoor, want partykeer moet ons dinge prys gee, wat waardevol is. Soms al binne nie baie keer dieselfde nie, soms is ons geloof nie baie keer dieselfde nie. Party ons kom en hy vat net 'n palmtak en is goed. Dis maklik. As jy bereid om jou baadjie neer te gooi, as jy bereid om jou beste neer te sit en te sê, it doesn't matter. Sien, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. As Jesus verbykom, wat gaan jy in die pad neersit? Of as jy die struikel nog in die pad? Elke hoef gebruik jou oog gesluit. Wil jy niemand met rondkyk nie? Vraag vanmorgen aan jou is, wat gaan jy in die pad sit? Jou slegste, jou bekommernis, jou laste, jou probleme, al die goed wat ons doen het so makkelijk, jy ons gesit by die voete neer. Gaan jy kom en sê, Here, hier is ek, hier is my tyd, hier is my geld, hier is my finansies, hier is my beste, dis wie ek is. Dit ook voor die neersit vanmorgen. Jy sien, jy kan nie net een ding neersit nie. Jy kan nie net jou sleg kom neersit nie. As jy neersit, jy alles neersit. As jy vanmorgen bereid om te sê, Here, hier is ek. My hele hart, my hele siel, my hele verstand. Alles wat ek is, alles wat ek kan wees, alles wat ek nog gaan wees, kom sit ek voor u neer. As
As jy vanmôre so voel, jy nie hand opsteek na God nie, want ek gaan my hele hart, my siel, my hele wese vir hom gee. Het gaan nie oor wat, nie net my sleg nie, maar my beste. Ek wil nie net my gevoelens en my kwaad en my siekte vir hom gee nie. Ek wil hom ook gee, my liefde, my hart, my gestel. Nog alles gee. So jy môre jou hand opgesteek, sal jy saam opstaan, en wil graag saam met jou bid, asseblief. Onze God, en Hemelse Vader, vanmorgen kom ek na U toe en het is baie maklik om my sleg by U neer te sit en te loop. Ek wil nie vanmorgen net my sleg voor U neersit nie. Ek wil my beste vir U gee. Ek wil my beste voor U neersit, Here. En al moet ander op my trap, al moet ek daar neer, dit maak nie saak nie. Solang U naam verheerlik word. En ek wil vanmorgen bid oor Gees van God, dat alle verstand te oor gaan. Dat U vanmorgen my sal vat, my sal nederig maak, en sit my neer, Here, waar U my nodig het. Ek wil kom en sê, Here, ek is niks, maar U is alles. En U kom toe al die lof, al die eer, en al die aanbidding van my hart, in Jesus wonderlike naam. Die volk van die Here sê, amen, ek kan sit lekker neem, ek wil graag die laaste gedachte met julle deel. Dis vanmorgen dit. Van my Vaargeld, die privaat van die Keestasie, is ook op 8 kilometer, as ek vanaf ontskat. Mag verkeerd wees, maar ek het al die route geloop, maar ek denk is omtrent so ver. En ek geloof nie dat daar soveel mense om die hele pad te kom besaai met palmtakke en klewe nie. Maar wat ek wel dink is, baie keer hulle gehardloop en 'n palmtak weer opgetel en die kant te gehardloop en weer voor hom kom lees. Sy baie keer opgetel en weer gehardloop en weer voor hom gaan lees. En dan ek jy aan dink, te sê Here vir my, ek wil jy moet verstaan, dis nie een keer wat jy jou lewe neerlê nie. Jy gaan op het optel, en jy gaan met hardloop, en dan weer gaan lees. Dan word jy getrap om jy optel, en weer hardloop, en weer gaan lees. Want jy sien, ek het iets geleer. Iemand het nou van omstoor, dat ek nog getrap word. Ek sê wat ons wil uit te sien. Want as jy op my trap, om met die boom in my hand te zwaai, zolang hy die lof krijg, is ek happy. So ek wil vanmorgen vir jou sê, nie opgeef, nie langs die pad gaan sit nie. Pas op vir jou, wat skreeuw saam vir jou. Saam al met jou op die reis gaan. Wil jy moet weet, as hy al jou opjebel, pas op. Vrijdagochtend se diens ons vrijdagochtend gaan ons praten oor sy kruis. Amen.